Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Dit is 'n wonderlike voorreg om weer eens met u te wees. Van my kant af wil ek u groet in die wonderlike naam, die uitmuntende naam van ons Heiland en Zaligmaker, die Here Jesus Christus. En waar ons onsself nou vind, ons pyl nou af na die Paastyd, nog so 'n maand of wat, dan is ons te midde, wat heel waarskynlik 'n wonderlike tyd vir ons gaan wees, soos ons onsself verlustig in die kennis en in die openbaring van daardie dag toe ons sonder skuld gedek was. Ons is vrygekoop van die slaweblok van die sonde wat tot die dood gelei het. En die munt waarmee ons lewens en ons siele en ons ewigheid gekoop was, is nie silwer of goud nie. Dit was die kosbare bloed van die Seun van God, die Here Jesus Christus. Stem saam met my in gebed. Vader in die hemel, aan U kom alle eer en lof en prys vir dit wat U verrig het, vir dit wat U vermag het, vir dit wat U op 'n volbraakte en 'n volmaakte manier deur die lyding, wonde, bloedstorting en kruisiging tot die dood van Jesus. Dankie my God, dat nou weet ons het vergifnis, genade ontvang. Ons is vrygemaak, ons lewe tot in ewigheid, onverganklik, as seuns van die Allerhoogste God. Wees verheerlik deur die uitkoms van ons lewens, deur die besluite wat ons sal neem, deur die denke in ons gedagtes en verbeelding, deur die woorde wat ons sal spreek, en die manier wat ons sal handel en optree. Ons vra vir hierdie genade, bloot in die naam van Jesus. Amen. Nou volk van die Here, 'n gedagte wat moet aangespreek word, is die dinge wat ontketing het, hierdie afgelope tydjie. Ek praat nou spesifiek van ons identiteit as Suid-Afrikaners, die burgers van Suid-Afrika. Dit maak nie saak wat 'n etniese groep die agtergrond is nie. Ons is almal van een ras. Dit is die ras van die mensdom. Maar ons land is geonderdompel en daar is iets wat ontketing het. En die verandering wat aangebring was, nou dat die VSA, die Verenigde State van Amerika, 'n nuwe president het, en hierdie land Amerika is 'n wêreldmoondheid. Dit is 'n koninkryk wat oor alle koninkryke heers. As ons Bybel en geskiedenis leer, beide die Bybel en sekulêre geskiedenis, dan sien ons in die verlede, was daar altyd een of ander land wat die hoogtepunt van heerskappy handhaaf het. Totdat natuurlik 'n ander land of omstandighede in daardie land van soos aard was dat met komplotte en samenswerings daar 'n ondermyning is. En die gedagte wat my aanspoor is die idees rondom die woorde
van die koning van Babylon, toe hy in 'n vernederde toestand gebring was, en op die ou end 'n geontnigterde idee gehad het van homself, dat hy bely het en gesê het, ek kan nou sien en verstaan en sê, dat daar is 'n allerhoogste God, wie nasies oprig en konings neerwerp. Met dit in gedagte, moet ons besin dat vir die afgelope 70 jaar, vanaf die tyd net voor die Tweede Wêreldoorlog, is die VSA daardie wêreldmoondheid wat heerskappy bekom het en behaal het en gehandhaaf het wêreldwyd. En daar is ander wat naby daai bemagtiging en gesag en kragwerke kom, maar nie eintlik die troon van die planeet in besit het nie. Nou, daar was 'n tyd gewees, wat die gesegde was, dat die son sak nooit oor Britannia se heerskappy nie. The sun never sets over Britain's sovereignty and rule. Maar Britannia het verkrummel, en wat hulle voorheen was, is hulle nie. En die plaasvervanger is die VSA. En die huidige president, Donald J. Trump, en die dramatiese veranderinge wat hy teneergebring het. Ek kan seker verklik dat ek het 'n vermoede dat die gees agter Donald Trump is die gees van die ruiter op die wit perd, waarvan gepraat word in die boek van Openbaring met die breek van die eerste seël. Dit is my vermoede, ek hou hom as 'n persoonlike sorgdiertjie. It is my personal pet that I am fostering at the moment, that possibly the spirit driving and behind Donald Trump is the spirit of the rider on a white horse. Waarvan gesê word, hy ry op sy perd met 'n boog, maar daar is geen spraak van pyle nie. En die bewoording waarmee hy sy motivering na vore stuur is vrede. Hy gaan voort om te oorweldig. He goes forth conquering and to conquer. Nou dit gesê, ons land, ons president, Suid-Afrika se president, ons regering van nasionale eenheid, Government of National Unity, dis nou 'n nuwe ontwikkeling na die laaste verkiesing waarin die ANC nie 'n oorweldigende meerderheid behaal het nie. Wat die ANC as 'n regering met 'n voormalige meerderheid wat hulle gedoen het en wat hulle nou moet bestuur, het gelei na 'n breek in kommunikasie, 'n breek in verwantskap, 'n breek in vertroue en 'n situasie in ons land wat ons almal aanraak. U weet natuurlik waarna ek verwys, dat ons regering, ons president, is in 'n vervroomde verwantskap met die VSA en die Amerikaanse presidentsie en die nuwe administrasie. En ons staar geweldige ekonomiese implikasies in die oë. Nou wat het dit te doen met geestelikheid? Wat het dit te doen met Christendom? Wat het dit te doen met die kerk? Wat het dit te doen met ons geloofsoortuiging?
dit het alles daarmee te doen, omdat die skrif aan ons voorleiding gee. Die psalmdigter skryf en hy sê, Psalm 11, hy sê, wanneer die fondamente omvergewerp word, wat kan die regverdiges doen? When the foundations are broken up and when the foundations are overthrown, what can the righteous do? Dit is die vraag wat gevra word. Nou, die fondamente, the foundations, dit is dwars deur die bank van alles wat in plek moet wees vir 'n land, vir 'n nasie, vir 'n volk, vir 'n samelewing, om voorspoedig te wees, om suksesvol te wees, om sy pad in die toekoms in te vaar, met 'n idee van hulle weet wat hulle doen en dit gaan goed wees. Maar as daardie fondament, as daardie fondasies omvergewerp word, nou ja, ons fondasies is besig om 'n bietjie trauma te ervaar. Dit het begin met die stop van befondsing, groot geld. Nou, ons sit met 'n geweldige probleem. Kyk maar 'n bietjie rond in alle stede van ons land en alle dorpe, hoe die bestuur daarvan is. Wat gaan aan met die begrotings? Is dit moontlik dat biljoene bestuur word en dit vind nie hulle pad na die plek waar dit gespandeer moet word vir die handhaaf en die opgradering van ons samelewing? Nou, dit gesê, die vraag wat gevraag word in die psalm sê, wat kan die regverdiges doen? Hoekom sal die klem dan wees om aandag te gee aan wat die regverdiges doen? Wie is die regverdiges? Who are the righteous and why is the emphasis on what can the righteous do? As die fondamente opgebreek word, as die fondament omvergewerp word, wat kan die regverdiges doen? Vir my klink dit asof die antwoord vir die oplossing vir hierdie scenario berus met die regverdiges. Nou die regverdiges, ek moet die eksklusiwiteit daarvan beklemtoon. Hierdie klas van mensdom, wie die regverdiges genoem word in geen ander plek in die samelewing gevind, behalwe in die kerk van die Here Jesus Christus. Ja, jy het reg gehoor. Dit berus slegs met Christen gelowiges in die oortuiging van die woord van die Here, die bloedgewastes, die geesbestuurdes, die woordberaders. Hulle is die regverdiges, wie in oorgehaalde vertroue van God staan en daagliks daardie belydenis maak dat hulle glo in die Here. Godly providence provides and ensures that such people bear the favor of God. God pays attention to them, hears their prayers, brings about interventions that changes things. So, wat kan die regverdiges doen as die fondamente omvergewerp word en opgebreek word? So, daar is rusie tussen die Amerikaanse administrasie en Suid-Afrika. Bedreigings vlieg wild rond. En dit is asof ons leiers nie die vermoë het om te onderskei waar hulle self vind nie. Suid-Afrika vorm deel van 'n groepering van lande wie ekonomies, met handel, bedryf, met militêre onderhandeling en ondersteuning, die BRICS-SA, wat oorspronklik 5 nasies was, Brazil, Rusland, India, China en Suid-Afrika.
het nou 'n addisionele 10 lande toegelaat in hulle lidmaatskap. Nog 'n addisionele 5 lande. So nou is hulle 10 lande. En die manier wat hier die groepering geposisioneer is op die wêreld, globale vlak, is in verwantskap met meeste van die ander lande wie teenstrydig is met 'n westerse demokratiese stelsel, 'n kapitalistiese stelsel. Nou, ek is nie hier om oor politiek te praat nie, nee, maar ek wil sin maak van die verantwoordelikheid wat op my skouers rus, wat op die apostels se skouers rus, wat op die profete se skouers rus, wat op die evangeliste se skouers rus, wat op die pastore se skouers rus, wat op die leraars se skouers rus. Daar rus 'n verantwoordelikheid op ons skouers, die verantwoordelikheid van die regverdiges. What can the righteous do? This is the responsibility of the righteous when foundations are being overthrown. Nou, ons land is 'n noue verwantskap met baie islamitiese lande. Lande wat kwyn, lande wat sukkel, lande teen wie daar wêreldwye sanksies uitgeoefen word. Een van die lande met wie ons land 'n noue verbintenis het, is die nasie van Iran, wat voormalig Persië is, volgens die Bybel. En wanneer ons na Persië se geskiedenis kyk, en die profetiese rede rondom Persië, Iran en Elam, wat 'n gedeelte van Iran is, dan is die profetiese voorspelling nie goed nie. Dit is nie goed nie. Nie volgens my opinie nie. No. Don't get me wrong. This is not my personal opinion. This is what I have found in this Bible, which is the same as your Bible. And so, ons land het in 'n bemiddelende agentskap ons regering het die punt daarvan gemaak om hulle self te skaar in oppositie teen die nasie van Israel na die mensenslagting van die 7de Oktober 2023 en die aanloop van daardie insident is 'n lang geskiedenis van terrorisme wat uitgevoer is, befonds word, strategies beplan is deur Iran. Maar ons land is in die bed met Iran. En as sulks het ons regering befondsing toegelaat en as die bemiddelende agentskap by die internasionale kriminele regshof van die wêreld 'n saak teen Israel gemaak ten gunste van die konflik tussen die sogenaamde Palestiniërs en die nasie van Israel en hulle weermag. Natuurlik ten ons koste biljoene rande en 'n verloorsaak. Daar was nie 'n sukses aan die saak gewees nie. Maar wat dit wel gedoen het, dit het ons geposisioneer dat ons fundamente beginne beweeg het en skuif het. Die standvastigheid. In die boukontrakteurswêreld, we will talk about the level of the foundation is out. Hy lê nie 100% meer. En van daar af word druk in die geestelike realm, word druk in die ekonomiese bedryfshandel, in die politiek en op baie ander vlakke nou op ons land gebring. Nou die vraag is, wat maak ons? Wat moet die kerk doen? Hoe skaar die kerk? Nou,
ons sit met 'n probleem, dit is 'n wêreldwye probleem, maar dit is ook 'n probleem hier by ons. Intergeloofaksies. Ja, jy het reg gehoor. Nie interdenominasie nie. Want wanneer dit by die Bybel kom, gelowiges in die Bybel is kerkmense. En ons het baie denominasies en daar is van diegene wie sê hulle glo in die Bybel, maar hulle het ander aanhangsels. En daardie groepering noem ons sektariaanse groepe. Ek praat nie net van sektariaanse of interdenominasie kerklike samekoms nie. Ek praat van 'n intergeloof samekoms. Ek praat van Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en wat ook al die name is van die groepering van ander gode en die ander gode se ideologies, wat ook al dit is. Daar is 'n verwarring wat na die kerk gebring is, as gevolg van die kerk se samewerking met intergeloofsidees en ideologies. En dit beswadder en dit maak knope in die ontlonting wat moet plaasvind wanneer daar onderskeiding gebring moet word rondom hierdie idees. Wat kan die regverdiges doen as die regverdiges se saak bemoeilik is, omdat daar 'n gedeelte is van die denominasies waarin die regverdiges hulle huisvesting vind, wat hulle skaar om met vreemde gode se aanhangers gemeenskap te hou. En dan saam die samelewing se probleme te probeer takel, maar hulle slaan nie ag op wat God se woord sê, 'n regverdige se verantwoordelikheid is nie. Nou praat ons van verantwoordelikheid en verantwoording. Responsibility and accountability. So, ek noem dit vir u omdat daar is geen manier dat ons as regverdiges ons koppe soos die spreekwoordelike volstruis in die warmgebakte sand kan indruk en onsself verbeel dat hierdie moeilikhede, hierdie ingewikkeldhede sy gang sal loop en homself sal ontlont sonder ons intervensie. Ons word gevra deur die woord van die Here. Dit is 'n tyd om op te staan. Dit is 'n tyd om jou werk te doen, jou gloewerk. Glo is nie net 'n sentimentele neiging nie. Glo is arbeid, glo is werk. Johannes 6, die Here Jesus sê, moet nie net werk vir brood wat kwyn en opraak nie, maar doen die werk van hom wat my gestuur het. En die disippels vra, wat bedoel jy, wat 'n werk is daar om te doen in terme van hom wie die Vader gestuur het? En Jesus verduidelik, hy sê, dit is die werk wat die Vader 'n verwagting van het, te midde my teenwoordigheid onder julle, dat julle moet glo. So, glo is werk, glo is arbeid, glo is energietappend. En hier is 'n behoefte, hier is die noodsaaklikheid, dat ons moet glo. Ons moet glo, omdat sonder ons glo, breek en verkrummel die fondamente verder, en word die fondamente verder omvergewerp. Ek luister nou die ander dag, iemand het op een van hierdie sosiale media platforms 'n uittreksel
voorgedien en dit was 'n uitspraak van die voormalige president van Suid-Afrika onder die apartheidbedeling, P.W. Botha. En hy het 'n paar dinge gelys in sy angs en vrees en benoudheid rondom die drastiese verandering wat in die toekoms in die Republiek van Suid-Afrika te verwagte is. Nou, ek stem nie saam met die apartheid regeringsstelsel nie. Dit was 'n misdaad teen die mensdom. Maar daar is sekere waarhede wat beklemtoon moet word in die waarskuwings wat uitgekom het deur hierdie mense. P.W. Botha het onder andere gesê, dit sal nie lank wees, dan beskik die toestand van Suid-Afrika net soos die toestand waarin ons buurland Zimbabwe geonderdompel was. Nou, hier sit ons in 2025 en die verslag van die toestand van ons nasie en die nuwe regering en die vooruitsig vir die toekoms lyk nie blink nie. Dit lyk nie goed nie. Gaan doen 'n bepaling van die munisipaliteite van die dorpe en stede van Suid-Afrika. Gaan doen 'n bepaling van wat se uitkoms BEE doen met ons ekonomie. Daar is 'n verwagting dat internasionale lande se maatskappye moet belê in Suid-Afrika. Wat is die aantreklikheid van sulke vooruitsigte van belegging? Suid-Afrika, een van Suid-Afrika se prinse wat het groot gemaak het in die wêreld huidiglik is Elon Musk. Elon Musk wou en wil graag Starlink in Suid-Afrika bring sodat ons 'n fantastiese internet kan hê. Dit gaan nie gebeur nie, omdat ons regering daarop aandring om 'n deel te hê persentasiegewyse volgens hulle BEE beleid. Besighede word nou verder belas dat 'n persentasie van hulle winste bo en behalwe normale belasting en tariewe 'n persentasie van hulle winste moet ook nou. Mense, ons is in die moeilikheid. Ons is in die moeilikheid. Ons is in die moeilikheid. Suid-Afrika is in die moeilikheid. Nou, die bewoording vanuit heilige skrif om ons te ontnigter dat ons moet verstaan, luister, ons kan nie business as usual nie. Daar is 'n verantwoordelikheid wat berus op gelowiges. Wanneer die fondamente omvergewerp word, wanneer die fondamente opgebreek word, wat kan die regverdiges doen? Die antwoord rus nie met die president en sy kabinet en sy regering van nasionale eenheid nie. Nee. Die invloed kom van ons af, gelowiges. Daar is 'n manier wat ons hierdie ding moet nader. En volgende week gaan ek op die teologiese wyse wys en bewys wat ons moet doen. Maar ek wil hê jy moet baie goed verstaan wat ek gesê het. Ek is nie 'n persoon wat 'n doemsprofeet wil wees nie. Die einde lê voor ons. Maar tussen nou en die einde is daar iets wat ons kan doen. Die skrif sê vir ons, bid vir julle leiers,
Bid vir prinse en konings. Wie is prinse en konings? Dit is presidente, eerste ministers, ministers, prinse en konings. Bid sodat daar vrede vir julle kan wees. Nou, ek wil wet en sê, daar is nie baie vrede in die geleedere van ons samelewing se bevolking, wanneer ons besin met onderskeiding, wat in ons land huidiglik gebeur. Wanneer ons eerlik is, en ons sê, ons het nou maar aangepas met die korrupsie, ons sien die dinge wat verkeerd is, ons kyk en sien en ervaar, en ons, you know, there's an English word, we have acclimated, or we have acclimatized, we have adjusted our expectation, and we are living with it. And I am saying, ek sê, stop net daar, moet nie daarmee lewe nie. Don't settle and just say, this is what it is. Hierdie is nie die norm nie, dit is die buitengewoon onnatuurlike. En ons verantwoordelikheid begin met gebed. Stem saam. Vader in die hemel, ons wy onsself toe om aandag te skenk aan U, om te sien, kyk en te hoor en luister, wat is die raad wat U aan ons verskaf as mense van Suid-Afrika, wie vir Suid-Afrika wil bid en intree. Help ons, Here, om wysheid te bekom soos 'n Josef van ouds. Help ons, Here, om wysheid en guns te bekom soos 'n Daniel van ouds. Hierdie manne van God, wie die oor van die regeerders gehaat het, en wie die salwing en die guns van God bekom het, om wyse raad te kon verskaf, en om besluite te kon draai, omdat hulle nie hulle lewens lief gehad het, selfs tot die dood nie, maar toegewy was om U te eer in alles wat U op hulle skouers belaai het as verantwoordelikhede. En ons, as die regverdiges in Suid-Afrika, is bereid om hierdie verantwoordelikhede op te neem, Here. Nou vra ons vir U guns en vir U handleiding in die uitmuntende naam van Hom wie op die regterhandstroon van U majesteit sit, in wie se hand die soewereine heerskappy van die aarde berus, want U sê in sy hand is 'n scepter van regeer, waarmee hy nasies verpletter en konings oprig. Deur hierdie eysterscepter, Here, heers U te midde U kerk in hierdie wêreld. En ek bid dit as 'n genadegawe in Jesus naam. Amen. Who is he?